Hallo en welkom. Vandag vat ons jou na 'n spesifieke hoekie van Tokio, 'n plek wat eens bekend was as die dorpie Kami-Nerima. Ja, dis nou deel van die groter Nerima-distrik, maar jy weet, onder daai moderne oppervlakte lê daar lae en lae geskiedenis. Fascinerende stories. Absoluut. Dis 'n plek waar die moderne stad speel, amper letterlik bo-op eeue se geskiedenis gebou is. Jy sien dit nie sommer dadelik raak nie. Nee, maar dis daar. En dis presies wat ons vandag wil probeer ontbloot. Ons het 'n paar bronne hier uittreksels uit ou historiese beskrywings, feite van aanlyn plekke en selfs 'n soort gids tot daai versteekte historiese plekkies. Jy weet, die wat jy nie sommer in 'n gewone toeristeboek kry nie. Is 'n goeie mengsel. Dit gee ons die amptelike sy, maar ook daai meer obskure plaaslike details wat dikwels eintlik die interessantste is. Ja, so ons missie vir hierdie vertening om vir jou die mees boeiende stukkies geskiedenis hier uit te lig en jou dalk te wys op 'n paar plekke wat jy self sal wil besoek. Daai soort juwele wat meeste mense miskyk. Klink goed. Waar skop ons af? Wel, miskien by die begin, die naam self, Nerima. Die oorsprong is, wel, dis bietjie van 'n raaisel, nê? Plaasnaam is dikwels so, ja. Oor Nerima, daar's 'n paar idees in ons bronne. Een moontlikheid is dat dit kom van Norinuma, blykbaar 'n ou posstasie se naam. Die klank kon mettertyd verander het. O, interessant. En die ander een is nogal kleurvol, iets met perde te doen. Ja, Neri-uma. Dit beteken iets soos geoefende perd. Blykbaar was daar in die ou dae heelwat perde-oefenplekke in die omgewing, so 'n Neri-ba. Dit gee mens dadelik 'n gevoel vir die plek se vroeë karakter, nê? Of 'n deurgangspunt of iets met perdaktiwiteite. Presies. En dan spesifiek Kami-Nerima, bo-Nerima. Die bronne sê dit het formeel afgeskei van Shimo-Nerima, onder Nerima, ewers rondom 1644. Dis nou die Shoho-era. En daai ou dorpsgebied dek vandag plekke soos Hikaragaoka, Kasugacho. Ja, Takamatsu, Nukui, daai hele area. Dis interessant hoe selfs binne Kami-Nerima die kleiner plekname hulle eie stories het, soos Takamatsu. Die direkte vertaling, hoë denneboom, klink eenvoudig genoeg. Miskien was daar net groot dennebome, maar daar's 'n ander teorie wat dieper gaan. Iets met die landbou. Ja, jy praat van die Takahara-teorie. Dit beteken iets soos verlepte ryslande. Klink nogal negatief. Wel ja, maar is eintlik die sleutel tot die plaaslike landbougeskiedenis. Jy sien, die grond hier is deel van die Kanto-vlakte, met daai dik laag vulkaniese as, die Kanto-leemlaag. En dit draai neer ongelooflik goed. Wat dit ironies genoeg sleg gemaak het vir rys. Vir nat rysverbouing. Presies, die water suiwer net te vinnig weg. Maar daai selfde goeie drenaring was perfek vir wortelgroente. En dis waar die bekende Nerima daikon inkom, daai groot wit ryse. Jep, die area het juis beroemd geword daarvoor, vir daikon en ander wortelgroente. So die naam, Tagare, wat dalk na mislukte ryslande verwys, wys eintlik na die tipe boerdery wat wel hier gewerk het. Dit wys hoe diep 'n pleknaam ingebed kan wees in die grond en die geskiedenis. Nogal fascinerend. Absoluut. Goed, so van daai landelike prentjie, kom ons spring nou 'n hele end terug na die gewelddadige 15de eeu, samurai-gevegte en 'n plaaslike kasteel, Nerima kasteel, en 'n groot naam wat hier opduik, Otadokan. Ja, hy is natuurlik bekend as die ou wat Eda kasteel gebou het, die voorloper van die keiserlike paleis. So wat het hy hier in Nerima kom doen? Wel, 1477, Bunmira. Dit was 'n kritiese tyd. Die plaaslike heersers hier was die Toshima-stam en hulle het die fout gemaak om die verkeerde kant te kies in 'n groot rebellie teen die magtige Usugi-klan. Oeps. Ja, en Otadokan, wat lojaal was aan die Usugi, is gestuur om hierdie rebellie en die Toshima-stam plat te slaan. En hy het blykbaar nie tyd gemors nie. Die bronne sê hy het van Edo kasteel af opgeruk, Nerima kasteel aangeval. En die omliggende dorp aan die brand gesteek. Dit moes verskriklik gewees het. Die Toshimas het probeer terugveg van Nerima kasteel en die nabygeleë Shakuji kasteel af, maar die finale slag was naby die huidige Egota en Numabukuro. En Otadokan se magte was net te sterk. Die Toshima-leiers is verslaan, die klan is basies uitgewis en Nerima kasteel, dit is net daar gelos.
verlate. En hier is een van daardie ongelooflike versteekte juwele vir jou as jy vandag deur Tokio stap. Daardie selfde stuk grond Ja. waar daai middeleeuse kasteel was, was vir dekades lank die baie bekende Toshimaen pretpark, die een wat nou toe is. Dis nogal 'n ding, né? Hoe daai lae geskiedenis mekaar bedek. Vir amper 'n eeu was dit 'n plek van, wel, skatterlag en waterglybane. Ja, Maar net onder jou voete was die fondasie van 'n samurai-vesting. Die bronne sê spesifiek daai effens hoër stuk grond waar die Hydropolis waterpark was waarskynlik die kern van die ou kasteel. en die storie gaan aan. Vandag is dit die Warner Bros. Studio Tour Tokyo The Making of Harry Potter en langsam ontwikkel hulle nou die Nerima kasteelterreinpark. Hulle probeer die geskiedenis erken. Dis fascinerend om te sien. Slagveld, pretpark, nou 'n moderne studiotoer en 'n gedenkpark. En hy pragtige ou Duitse karusel van Toshimai, dis nou 'n meganiese erfenis. Dis amper 'n stille getuie van al daai veranderinge. Dit laat mens nogal dink oor hoe ons kies wat ons onthou van die verlede, né? En hoe ons dit herverpak. Absoluut. Goed, dis die 15de eeu, maar kom ons gaan nog verder terug. Na 'n vroeër tyd van onrus, die Nanbokucho tydperk, middel 14de eeu. Dit was ook maar 'n deurmekaar tyd in Japan. Burgeroorlog. Ja, en dis juis in sulke tye dat dade van geloof, wel, dat dit spesiale betekenis kry. En ons bronne vertel hier van 'n boeddhistiese monnik. Ryubian was sy naam. Ryubian, wat het hy gedoen? Wel, die storie gaan dat hy in 1357, naby die ou Kamakura Kaido-pad, dis 'n belangrike ou roete wat min of meer geloop het tussen waar Sakunomiya-stasie vandag is en die ou Toshimaen iets spesiaals gedoen het. Hy het 'n houer begrawe, 'n kyotsu. 'n Kyotsu. Wat's dit? Dis 'n houer waarin hulle heilige boeddhistiese geskrifte, sutras, gesit het. Dit was 'n bekende praktyk veral in tye van oorlog, deels om die leringe te bewaar vir die toekoms. En deels as 'n gebed. Presies, om te bid vir vrede, vir verligting in die hede. Ryubian se doel was glo spesifiek om te bid dat die oorloë eindig en dat boeddhisme sou versprei. Amper 'n tasbare gebaar van hoop. En hy het toe 'n heel wolkie bo oorgebou. Ja, Klein Tsuka het dit bekend geword as Ryubian Tsuka. Die oorspronklike houer is glo eeue later in die Edo-tydperk gevind en is nou by die Nanzo-in tempel hier naby. Maar die interessante ding is, die plek self, die oorblyfsels van daai juweltjie, die Ryubian Tsuka Ator, dis nog steeds daar. Regtig, nog 'n versteekte juweel, hoe lyk dit? Dis baie beskeie, regtig stil. Naby Saginomiya-stasie, daar's 'n eenvoudige ysterreining om en 'n paar ou padwysers en klipboeddhas wat oor tyd daar bymekaar gekom het. Dis nie 'n groot toeriste ding nie, dis gratis, dis rustig. Klink perfek vir jou as jy hou van daai stiller, dieper historiese spore. En dis toevallig ook naby ons volgende, nogal baie vreemde stop. Jy bedoel seker die Negai Kakujizo, die wenstoestaan Jizo-beelde. Jep, hulle staan ook op daai ou Kamakura Kaido-pad, naby die grens tussen Nakano en Nerima. Net vir konteks, Jizo is daai boeddhistiese beskermfigure, né? Beskermers van reisigers en kinders. Ja, en siele in die hiernamaals, baie algemeen in Japan. Maar hierdie spesifiek is, wel, die manier hoe jy 'n wens maak, is ongewoon. Dis baie sag gestel. Die storie gaan, dis glo al 300 jaar oud, dat as jy 'n wens het, dan moet jy die kleiner Jizo-beeld gaan omstoot. Ja, dis nogal iets anders. Die idee is glo dat die groter Jizo dan jammer voel vir die kleintjie of bekommerd is en dan jou wens toestaan. Amper soos 'n soort, wel, afpersing. Amper so, maar dan is dit jou plig as jou wens waar word om terug te gaan en die klein Jizo weer regop te help. Dis fascinant. Dit wys seker iets van die baie direkte, amper tasbare volksgeloof van gewone mense in daai tyd. Miskien 'n manier om 'n gevoel van beheer te kry. Dis moontlik. En die ligging is ook tipies. By die ou kruispad, 'n dorpsingang, waar hulle dikwels Jizo-beelde gesit het om siektes of ongeluk wat van buite kom, weg te hou. Jy kan hulle vandag nog sien, naby die ingang van 'n plek genaamd Kobushi-en. Ons bronne stel daarom diplomaties voor dat jy dalk vandag jou wens op 'n meer
konvensionele manier moet maak, met respek. Maar die storie self is wonderlik. Dit gee 'n unieke kykie in hoe volksgelowe kan ontwikkel. Goed, so ons het nou gekyk na oorlog, gebede en vreemde wense op die ou pad. Wat van die meer, geordende deel van die dorp se lewe, die administrasie? Kom ons spring na die meer onrangse verlede van Kaminerima. Goed idee. Meiji en vroeë Showa-eras, laat 19de, vroeë 20ste eeu. Die bronne help ons hier om die ou dorpsentrum te kry deur te kyk waar die dorpskantoor was, die Murayakuba. Ja, die eerste een is in 1897 gebou. Toe, in 1929 het dit geskuif na 'n nuwe plek en die adres wat gegee word stem ooreen met die area van vandag se Kasugacho Trichom, nommer 35. So dit dui daarop dat daai area vandag se Kasugacho die administratiewe hart van die ou Kaminerima was. Maak sin. En is dan ook seker nie toevallig dat 'n belangrike Shinto-heiligdom, die Kasuga-heiligdom, baie naby daaraan is nie. Heiligdomme was mos sentraal in die gemeenskap, en hierdie een se oorsprong gaan dalk selfs verder terug, tot in die Heian-tydperk, dis 8ste tot 12ste eeu. Maar die regte ou ding hier, die lewende geskiedenis, is binne daai heiligdom se gronde. Daar's 'n boom. En dis nie sommer enige boom nie. Dis 'n reuse, antieke boom. Ons bronne is nie heeltemal seker of dit 'n ginkgo of 'n kamferboom is nie. Maar hulle stem saam oor die ouderdom, geskat op 'n ongelooflike 900 jaar. 900 jaar, kan jy dit glo? Daai boom was al daar lank voor Ottadolkan se tyd, voor die kasteelgevegte. Dit het gesien hoe die dorpie Kaminerima vorm, groei, deel word van Tokio. Dit het oorloë, aardbewings oorleef. Dis 'n lewende monument. Daar's selfs 'n legende wat sê dit is geplant deur nog 'n bekende Heian-tydperk samurai, Minamoto no Yoshie. Dis 11de eeu. Of dit nou waar is of nie, dit wys net die ontsag vir die boom oor eeue afgedwing het. Om daar te staan onder daai takke, dit moet iets wees. Ja, dit is 'n kragtige simbool van kontinuïteit, van lewe wat aangaan te midde van al die menslike drama. Definitief 'n versteekte juweel om te gaan opsoek as jy in daai area is en die dieper laag soek. Nou, net een vinnige bonus vir ons afsluit. Ja. Veral daai landbou ding met die daikan. Dis die Koisha Saburo Uemon miso brouery. Ja, in die Nakamura area. Wat die plek so spesiaal maak is dat dit glo Tokyo se enigste oorblywende tradisionele miso brouery is wat sy oorsprong reguit na die Edo-tydperk kan terugspoor. Presies. Miso, daai basiese gefermenteerde sojaboonpasta word hier nog gemaak soos eeue gelede, met tradisionele koji, die gefermenteerde rysbasis en natuurlike prosesse. En vir jou as besoeker, jy kan blykbaar toere kry, sien hoe hulle die koji maak, verskillende soorte miso proe. Dis nogal verbasend hoe die smake verskil en jy kan selfs 'n workshop doen om jou eie miso te maak. Dit klink na 'n wonderlike manier om 'n lewende tradisie te ervaar. Daai shokunin seishin, die gees van die toegewyde vakman, 'n heerlike stukkie lewende geskiedenis wat jy kan proe. Dit bind die historiese landbou mooi saam met die koskultuur wat vandag nog bestaan. So, as ons alles saamvat wat ons vandag opgegrawe het, dit lyk of die dorpie Kaminerima dalk nie meer amptelik bestaan nie, maar sy gees leef voort. In die stories, in die landskap, ons het laag op laag gekry. Samurai-oorloë, monnike se gebede. Dorpsadministrasie, unieke volksgelowe, daai ongelooflike ou boom. Dit wys net weer, nee. Selfs gewone voorstedelike plekke het dikwels 'n ongelooflike ryk geskiedenis, as jy net die moeite doen om 'n bietjie dieper te kyk. Die leidrade is oral. Jy moet net weet waarna om te soek. Presies. En om af te sluit, miskien die kernidees hieruit. Eerstens, selfs 'n eenvoudige pleknaam kan deure oopmaak na geskiedenis, soos Nerima se bande met spesifieke plante. Tweedens, hoe geskiedenis laaf voortdurend herskryf word. Slagvelde word pretparke, wat ateljee's word. Dit wys hoe ons kies wat ons onthou. En derdens, daai eenvoudige volksgelowe, soos by die Jizubeelde, gee diep insigte in mense se hoop en vrese van lank gelede. En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om oor te wonder. Ja. Dink weer aan daai Nerima kasteelterrein. Slagveld, plesier, temapark, gedenkpark. Wat sê hierdie konstante verandering oor hoe 'n gemeenskap sy verlede hanteer?
Word dit uitgevee of net herverpak met nuwe betekenis? En hoe sou jy dalk soortgelyke laag van geskiedenis, van onthou en vergeet in jou eie omgewing kon raak sien en interpreteer? Iets om oor na te dink. Dankie dat jy saam met ons op hierdie ontdekkingstog deur Kami Nerima se verlede gegaan het. Ons hoop jy het dit interessant gevind.